Dr. Rulie van der Spy. Daar is die wat in sy woord, soos die water stryk sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy kroon. Goeiemôre luisteraars, ons praat vanmôre verder met Dr. Rulie van der Spy oor sy praatjies lig, die skrif. Goeiemôre Rulie. Môre Willem, môre luisteraar. Rulie, praat met ons vanmôre oor die Joodse nuwe jaar. Nou dit is al ver van ons nuwe jaar af, of laat ons sê ons is nou amper nader in die volgende nuwe jaar dat ons nou van die vorige nuwe jaar is. Die Joodse kalender 'n ander nuwe jaar. Ja, ek het nou nie regtig daaroor 'n studie gedoen op hierdie stadium nog nie, maar dis eintlik nou die 7de maand in die Joodse kalender, die maand Tishri, en hulle nuwe jaar begin op die 1 Tishri is die nuwe jaar. Nou weens godsdienstige en politieke veranderinge wat gekom het, het God vir hulle dan gesê, dit is wanneer dan die nuwe jaar moet begin, want hulle moes dan hulle nie toewy aan die Here, en dit is hoekom hulle nuwe jaar op die 1ste van die 7de maand is, maar in ons kalender, Gregoriaanse kalender, val dit so rondom September. So hier in die middel van September min of meer, normaalweg, is dit dan Joodse nuwe jaar, of Bybelse nuwe jaar dan ook. Ja, jy gaan met ons die volgende paar kere praat oor die feeste spesifiek vanoggend, net so inleiding. Ja. Met watter feest begin jy vanmôre? Ja, soos ek sê, die tema van vanoggend is Joodse nuwejaar en ander feeste. Die terme wat ons dan kry in die Joodse messiaanse wêreld en in die Joodse wêreld alleen ook, is Rosh Hashanah, wat dan nuwejaar is, Yom Teruah, wat die dag van die trompet blaas is, en Yom Kippur, die dag van versoening. So, ek wil net 'n kort inleiding op hierdie 3 feeste gee, en 'n bietjie oor die 3 name praat. Nou, ons hoor die eerste een is Rosh Hashanah. Wat beteken dit? Ja, goed, die vraag is, wat beteken hierdie Hebreëse terme? Want hierdie 3 is al 3 Hebreëse terme. Rosh Hashanah, Yom Teruah en Yom Kippur. En kom hierdie terme in die Bybel voor? En hoe belangrik is dit dat hierdie terme in die Bybel voorkom? Dis waarna ons vanoggend 'n bietjie gaan kyk. So ek wil hê ons moet afsonderlik net na hierdie 3 feeste kyk. Ja, vanoggend dink ek gaan nie 'n lang praatjie wees nie, net 'n inleidende praatjie, maar ek dink tog 'n goeie agtergrond vir die volgende paar praatjies, veral met die oog op die Joodse nuwe jaar. Nou ja, ons kan ook wil ek dan sê, op die ou end, ons kan ook dit wat ons leer ten opsigte van die Joodse nuwe jaar ook toepas op ons nuwe jaar. En miskien is dit dan goed dat ons nou al hier in die middel van die jaar begin dink, hoe gaan ons die nuwe jaar vier of die nuwe jaar, die volgende nuwe jaar begin? Ja. So, ons eerste... Nou, keer ons by die Joodse nuwe jaar, wat jy... Nou ek sal nou sê wat ons van die Joodse nuwe jaar leer. Kom ons praat net gou oor die feeste self. Die eerste een is dan die Rosh Hashanah. Nou Willem, ek dink jy ken nog die Hebreëse woord Rosh, né? Onthou jy? Kop, Ja, né? ja, Ja. kop. Die woord, ja, kop. Ja, natuurlik die ander twee het jy duidelik gesê, die ander twee begin ook weer met Yom, en jy het dit ook gesê, dit is die dag van iets, en jy gaan nog nou, so die eerste een begin met die kop, en die ander twee met die dag. Dis reg, nou Rosh Hashanah, so is letterlik die kop van die nuwe jaar. Ha is die, Shana jaar. Die Rosh Hashanah, die kop van die nuwe jaar. Nou dit is maar hulle uitdrukking om te sê die begin van die nuwe jaar. Rosh is kop of eerste of begin, dit het baie betekenisse. So die woord Rosh Hashanah beteken dan kop van die nuwe jaar of die nuwe jaar, die begin van die nuwe jaar, die nuwejaarsfees. Nou dis hoe hulle nuwejaarsfees noem. Die vraag is, kom die Rosh Hashanah fees in die Bybel voor? Het God ons of hulle beveel om Rosh Hashanah te vier as 'n Bybelse fees? Nou ja,
Ek kon dit nie vind nie. Daar is nie so spesifieke fees wat deur God beveel word, sover soos ek weet, in die Bybel, in die Ou Testament nie. Maar dit is die Joodse nuwe jaar. Ek dink nie God is daarteen dat mens die nuwe jaar vier nie. Ja, nou as jy nou miskien begin dink, kom doen die Jode dan? Wil ek vir jou vra, is daar 'n bevel dat jy die nuwe jaar moet vier in die Bybel? Op die manier waarop jy dit vier? En ek dink ook nie daar is nie. Maar tog vier ons die nuwe jaar. En ons bied dit aan God as ons die nuwe jaar vier. Ons dank God daarvoor. En dis ook maar wat die Jode doen. Hulle vier die nuwe jaar en dank God daarvoor dat God vir hulle die nuwe jaar gegee het. En ek dink dis nogal 'n belangrike fees in die Joodse kalender, die Rosh Hashanah. En dit is ook 'n fees wat verder strek dit dan net vir meeste Jode as net die godsdienstige feesviering, want dit sluit ook die gewone mense in wat nie godsdienstige Jode, toegewyde Jode is nie. Ja. So die Rosh Hashanah, die fees van die nuwe jaar, die datum van die fees is 1 Tishrei. Dis die begin van die nuwe jaar, 1 Tishrei. En dit is wanneer die nuwe jaar gevier word. Maar luisteraar, daar is 'n interessante ding, daar is ook 'n ander fees in die Bybel wat God ons wel beveel om te vier, wat op 1 Tishrei is. So met ander woorde, ek kan dan sê dis die geestelike nuwe jaar wat God ons dan beveel om te hou. En die geestelike nuwe jaar word in die Hebreëus genoem Yom Teruah, die dag van die blaas. Nou, ons praat van die dag van die trompette, the day of the trumpets, maar die Hebreëus sê nie eintlik dit nie. Die Hebreëus sê eintlik dag van die geblaas. Nou, met die verstaan dat dit die geblaas van die trompet is, of die ramshoring is. Die dag van die geblaas, die dag van die trompet, die dag van die ramshoring. So ja, die dag van die blaas, van die trompet, van die ramshoring, word in die Bybel beveel. So kom ons blaai dan saam soontoe. Willem, ek wil jou vra asseblief dat jy vir ons Numeri 29 vers 1 lees. Numeri 29 vers 1, want daar lees ons ook van Yom Teruah. Yom is dag, Teruah geblaas, die dag van die geblaas. Ons lees daarvan dan in Numeri 29 vers 1. Lees asseblief vir ons. In die 7de maand op die 1ste van die maand moet julle 'n heilige byeenkoms hou. Julle mag geen gewone take verrig nie. Dit moet vir julle 'n dag wees waarop ramshorings geblaas word. Ja, julle mag geen gewone take verrig nie. Dit moet vir julle 'n dag wees waarop ramshorings geblaas word. So, dis die 1ste van die 7de maand. In die 7de maand, op die 1ste van die maand, moet julle 'n heilige byeenkoms hou. So God sê vir sy volk, op die 1ste van die 7de maand, 1 Tishrei, moet julle 'n heilige fees hou, en dis die fees waarop die trompet geblaas word, om julle daarin te herinner dat God kom. Hy is hier, hy werk met ons. So, dit is op 1 Tishrei. Maar dit word ook interessant op ander plekke bevestig. In Levitikus 23 vers 23 tot 25 staan daar. Levitikus 23 vers 23 en verder. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die 1ste dag van die 7de maand moet vir julle 'n buitengewone Sabbat wees. Herdenkingsdag, aangekondig met 'n geskal, 'n heilige byeenkoms. Julle moet geen gewone take verrig nie, en julle moet 'n offergawe vir die Here bring. So, hierso staan dan letterlik, dis 'n heilige feesdag wat julle moet vier op die 1ste van die 7de maand. Dis die dag van hier staan nou in die Afrikaans 2020, 'n dag van die geskal, maar van die geblaas. So, dis letterlik soos die Joodse naam is, Yom Teruah, die dag van die geblaas. So, dis die dag van die geblaas, die geskal, die geblaas van die trompet, van die ramshoring. Dit moet gebeur op hierdie heilige dag, want hierdie blaas
van die ramshoring kondig die heilige Sabbat aan. Nou, die ramshoring word natuurlik ook shofar genoem. Baie mense sal die woord shofar ken, net die geblaas van die shofar. So, op die eerste dag van die 7de maand moet julle vir julle 'n buitengewone Sabbat wees, 'n herdenkingsdag, wat aangekondig word met die blaas van die shofar. Dis 'n heilige byeenkoms. So ja. So daarom, omdat hierdie fees op 1 Tishri is, en die Rosh Hashanah, die nuwe jaar op 1 Tishri is, word hierdie twee feeste eintlik vir die gelowige Jode een en dieselfde fees. Interessant, hierdie dag van die blaas, die stam van daai woord is tog ruach, wat ook gees betref, wat duidelik sê dat hierdie heilige byeenkoms en die geskal of die blaas amper 'n dubbel betekenis het. Ja, dis interessant dat jy dit sê, ja, want ruach is gees en teroa is nou maar die selfstandige naamwoord van ruach, né? Die ruach is gees en teroa is van die gees. Dit is afgelei daarvan, ja. Ja, dis baie interessant. Ek het nooit daaraan gedink nie. Maar wind en gees is, soos ek een keer lank gelede gesê het, in baie tale dieselfde woord. Ja, nee, dankie Willem. Ja. So, op die eerste van die nuwe jaar, in die Joodse nuwe jaar op 1 Tishri, het hulle dan twee feeste wat oor mekaar val. Dis die nuwejaarsfees Rosh Hashanah en die blaas van die trompet, die Yom Teruah, dis word op dieselfde dag dan gevier. En baie Joodse mense weet nie eers mooi wat die verskil is nie. Hulle noem maar dieselfde fees met twee name en hulle weet nie altyd hoekom dit so is nie. Ja. So, dis baie interessant. Maar, daar is 'n ander fees, ook in Tishri, ook in die 7de maand. En dis die ander een waarna ek in die begin verwys het. En dit is Yom Kippur. Soos ek net ook gesê het, Yom is dag, Yom Kippur is dag van versoening. Ja, Yom Kippur is dag van versoening. Nou hierdie Yom Kippur dit is ook 'n Bybelse fees. So kom ons lees gou in die Bybel wanneer dit plaasvind. So is 'n bietjie langer stukkie, maar ek gaan dit vir ons lees. So Yom Kippur, die dag van versoening, word beskryf in Numeri 29 van vers 7 tot vers 11. Op die 10de van hierdie 7de maand moet julle 'n heilige byeenkoms hou. Julle moet julle verootmoedig en geen werk mag julle doen nie. Julle moet dan 'n brandoffer vir die Here aanbied as 'n geurende offer. 1 jong bul, 1 ram, 7 jaar oud ramlammers, sonder gebrek moet hulle wees. En bypassende graanoffers van gesifte meel gemeng met olyfolie, 3/10 van 'n eva vir 'n bul, 2/10 van 'n eva vir 'n ooiram, vir 1 ram, 1/10 van 'n eva vir elk van die 7 ramlammers. Offer ook 1 bokram as 'n reinigingsoffer, afgesien van die reinigingsoffers vir die versoening. By die gereelde brandoffer met sy bypassende graanoffers en al die bypassende drankoffers. So al hierdie dinge moet hulle op die 10de van die 7de maand doen vir versoening. Onder andere moet op hierdie dag van versoening 'n lam sonder gebrek geoffer word om vir hulle versoening te doen. So klink dit vir jou bekend, Willem? Ja, natuurlik, Yom Kippur is 'n baie, ek dink is die een dag wat ons nie noodwendig met 'n Joodse fees nie, maar met 'n dag wat lank terug die oorlog begin het, meer assosieer, maar almal ken die naam Yom Kippur, die dag van iets, en dit is versoening, eintlik teenstrydig met van waarvoor dit dan bekend staan vir die gewone, kom ons sê nie Jood. Ja, so die dag van versoening, en hierdie datum van hierdie dag van versoening is die 10de van die 7de maand. So ons het net ook gelees, Yom Teruah is die eerste van die 7de maand. Ons het ook gesê, Rosh Hashanah is die eerste van die 7de maand.
En hierdie is die 10de van die 7de maand. En op die 10de van die 7de maand moet hulle heilig wees, hulle moet hulle verootmoedig, hulle moet gereed wees vir die grootste, belangrikste offer van die jaar. En so dit is 10 dae na die trompet geblaas is. So as dit ware word die trompet geblaas om te sê, word wakker. Die nuwe jaar het begin, maar maak julle gereed vir die hele jaar, maar in besonder vir die fees van die versoening, vir die offer van versoening, vir die dag van versoening, vir die herdenking van die groot versoening, 10 dae later. Ja, en dit is dan wat die Here vir die Jode dan beveel het. So, dit is dan vir ons baie interessant. Die Jode maak dan ook iets spesifiek van hierdie 10 dae, né? Van die 1ste tot die 10de. En hulle noem dit die 10 dae van verootmoediging, 10 days of repentance. Hulle praat daarvan as 'n eenheid. En dit is vir my nogal baie mooi, dat dit is dan hoe hulle, vir al die gelowige Jode natuurlik, die toegewyde Jode, hulle nuwe jaar begin. Hulle begin Rosh Hashanah, die nuwe jaar, met die dag van Yom Teruah, die trompet wat geblaas word, wat hulle oproep. En hoekom is die trompet in die Bybel geblaas? Mense gereed te kry vir die oorlog, gereed te kry vir wat ook al. En hier is dit om hulle gereed te kry vir die ontmoeting met God 10 dae later. En dan kom hulle en sê, kom ons sonder onsself af. Kom ons vas van een of ander iets in hierdie 10 dae, tot op die dag van Yom Kippur, die dag van versoening. En daaroor noem hulle hierdie 10 dae dan, van die 1ste tot die 10de Tishri, van die 1ste tot die 10de van die 7de maand, die 10 dae van verootmoediging. En dit is nogal 'n sterk fees van toewyding onder die Messiaanse Jode in besonder, dat hulle self so toewy om gereed te maak, om hulle te vernuwe vir die nuwe jaar wat dan voor hulle lê. Ja, dit is 'n mooi gebruik, as dit nou niks anderster is nie, wys dit vir ons dat op een ding, jy weet, verootmoediging is nie van, gebeur baie keer nie net oombliklik, of in 'n kort tydjie nie. Partykeer van 'n 10 dae, of selfs dalk langer, so hierdie gebruik van 10 dae van verootmoediging, is eintlik vir ons dalk iets om te wys dat ons dalk van verootmoediging 'n meer, nie ernstiger, nee, neem aan, ons is ernstig, maar 'n langer tyd van toepassing maak, om tot verootmoediging te kom, om ons gees voor die Here neer te buig, om daarby te kom. Want dit, verootmoediging, ek kan myself nie voorstel dat ons van die een dag tot die volgende, of van die een oomblik tot die volgende oomblik, jy weet, in eerlike verootmoediging kan gaan nie. Ja, maar dit is interessant dat ons 'n paar keer in die jaar tog 'n tydperk van verootmoediging het, né? Die 40 dae voor Paasfees, en mense doen dit baie keer ook voor Kersfees. Doen ons tyd van verootmoediging. En Willem, ook in die gemeentes waar ek meestal was in my lewe, is daar ook in die kerk dan 7 dae van verootmoediging, né? Daar die eerste volweek gewoonlik, na die skole begin het, is daar 7 dae van verootmoediging. En dan wonder mens baie keer waar kom dit vandaan, en dan dink ons, ja, dis 'n goeie gebruik, maar miskien is daar tog 'n Bybelse basis daarvoor, soos ons dan vanoggend ook nou sien, dat in die Joodse gebruike is daar so gebruik. Ons kan eintlik sê dat ons baie by die Jode kan leer, Rulie? Ja, Willem, dit is 100%, maar ek wil dit eintlik so 'n bietjie kwalifiseer en sê, ek dink nie ons moet sê ons kan so baie by die Jode leer nie, ons moet eintlik sê, ons kan so baie leer by dit wat God aan die Jode gesê het, gegee het, beveel het, né? So ons leer dit by God. Ons leer dit in sy woord in die Ou Testament. Want God het dit vir die Jode gesê en die Jode hou dit.
So ons kan dit by die Jode leer deur hulle voorbeeld, maar dit is eintlik God wat hierdie dinge vir hulle voorhou. En ons as, ek wil sê, westerse moderne Christene wat op die Nuwe Testament fokus, vergeet so 'n bietjie wat die waarde van die Ou Testament is en die feeste van die Ou Testament. Hoe God eintlik self goed in plek gestel het. En 'n baie interessantheid, die woord vir fees is moed. Moedim is feeste. Nou moedim beteken ook afspraak of 'n tydperk of 'n seisoen. Dit is 'n baie ryk woord. So God het eintlik afsprake, seisoene in plek gestel dat ons hom kan ontmoet. Maar ons sien dit nie altyd raak nie, en dan is dit vir my goed dat jy dit in uitlig, dat ons tog by die Joodse gebruike wat God hulle gegee het, kan leer. Ja, dankie Willem. So, wat jy eintlik sê, ons hoef dit nie in beginsel by die Jode te leer nie, ons kan van hulle leer, maar ons kan dit sommer direk by die woord van die Here leer, deur eenvoudig die Ou Testament meer en gereeld en deegliker te lees. Ja, Willem, miskien is hier mense wat soos ek is nogal 'n bietjie krities, en ek wil nie sommer net van die Jode vat wat hulle doen nie, maar ek gaan bestudeer dit, en as ek dan sien, dit wat die Jode doen, het 'n Bybelse basis, dan vat ek dit ook. En mag jy, luisteraar, dan ook dit doen in jou lewe, en kyk wat die Jode doen, en kyk of dit in die Bybel is, en dit dan vir jou vat en jou eie maak. Soos ook hierdie feeste van die trompet, wat jou oproep, om jou te verootmoedig vir die volgende 10 dae, tot by die dag van versoening. En mag jy dan jou nuwe jaar ook so begin. Baie dankie. Dankie Roelie, miskien wil iemand met jou praat oor die Joodse gedagtes wat ons hier wissel, of nie die Joodse, kom ons sê die Ou Testamentiese gedagtes wat ons hier wissel, wat neerslag vind in die Joodse gebruike ook. 'n nommer en dalk 'n laaste woordjie van jou. Ja, luisteraar, ek wil, soos ek gesê het, is maar net 'n inleiding op Rosh Hashanah, Yom Teruah en Yom Kippur, waaroor ons vanoggend gepraat het, en ek wil graag 'n bietjie meer oor die feeste praat dan in die volgende paar kere. My telefoonnommer is 074 419 8353. As jy graag 'n spesifieke vraag wil vra, of 'n spesifieke gedagte wil gee, wat ek dalk kan gebruik, sal ek baie bly wees. Kontak my gerus dan op die nommer 074 419 8353. Baie dankie. Dankie Roelie, nou selfs ons weer. Goed, ja, baie dankie. My laaste woord is dan, dis 'n mooi gebruik hierdie van die Jode, wat die Here vir hulle gegee het. Mag dit dan ook iets wees wat ons wil hou. Dink jy nie, jy moet ook so tydperk in jou lewe hou, om jou toe te wy vir 'n vaste tydperk, sê maar 10 dae, sê maar 'n week, as die nuwe jaar begin nie. Dink so lank daaraan, daar's nog 6 maande oor om jou gereed te maak. Tot 'n volgende keer, seën vir een en elkeen van ons.